hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat hy die mens op die aarde gemaak het. Dit het hom diep gegrief. Die Here het gesê, ek sal die mens wat ek geskep het wegvee van die aarde af, mens en dier, ook die wat kruip en die voëls, want ek is bedroef daaroor dat ek hulle gemaak het. Maar Noag is deur die Here begenadig. Hier volg die verhaal van Noag. Noag was 'n regverdige man. Onder sy tydgenote was hy onberisplik en hy het naby God geleef. Noag het 3 seuns gehad, Sem, Gam en Jafet. Die aarde was korrup in die oë van God, vol geweld. Hy het die aarde gesien, dit was korrup. Elke mens op aarde se lewe was verrot. Toe sê God vir Noag, ek het besluit om 'n einde te maak aan alle mense, want deur hulle te doen is die aarde vol geweld. Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou 'n ark van goferhout. Jy moet vertrekke in die ark maak en dit binne en buite met pik dig maak. Jy moet dit soos volg maak, die lengte van die ark moet 135 meter wees, sy breedte 22,5 meter en sy hoogte 13,5 meter. Jy moet 'n dak vir die ark maak en sy nok moet jy 45 cm hoog maak. Verder moet jy 'n deur aan die kant van die ark insit en 'n onderste, middelste en boonste verdieping maak. Ek gaan 'n oorstroming oor die aarde laat kom, om al wat daarop lewe te verdelg, elke lewende ding onder die hemel. Alles wat op die aarde is, sal omkom, maar met jou wil ek 'n verbond sluit. Jy moet in die ark ingaan, jy en jou seuns en jou vrou en jou skoondogters. Van al wat leef, van al die diere, moet jy 2 van elk manlik en vroulik in die ark laat ingaan, om saam met jou aan die lewe te bly. Van elke soort voël en dier, ook die wat kruip, van almal sal daar 2 na jou toe kom, om aan die lewe te bly. Jy moet vir jou kos saamvat van alles wat geëet kan word, en dit by jou wegpak. Dit sal jou en die diere se kos wees. Noag het alles gedoen, presies soos God hom beveel het. Toe sê die Here vir Noag, jy en jou hele gesin moet in die ark ingaan. Ek het jou gesien en onder hierdie geslag bevind ek jou regverdig. Van al die rein diere moet jy 7 pare, manlik en vroulik saamvat, en van al die onrein diere net 1 paar, manlik en vroulik. Ook uit die voëls moet jy 7 pare, mannetjies en wyfies saamvat. Dit moet jy doen om al die soorte op die hele aarde aan die lewe te laat bly. Oor 7 dae sal ek dit 40 dae en nagte lank laat reën, en alles wat leef, wat ek gemaak het, wegvee van die aarde af. Noag het alles gedoen, soos die Here hom beveel het. Ek lees dan vir ons fokusvers, Hebreërs 11, vers 7, wat sê, omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam, toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Geliefde vriende, sien is glo. Dis woorde wat ons baie hoor en woorde wat ons soms self dalk baie gebruik. Ek sal dit eers glo as ek dit sien. En dis 'n baie geldige stelling, maar dit is ongelukkig iets wat gekweek is
in omstandighede van mense wat onbetroubaar is. Ons kan soms nie mense op hulle woord vat nie. Ons vertrou nie mense nie. En daarom sê ons, ek sal dit eers glo as ek dit sien. Maar hoe geldig hierdie stelling ook al mag wees, het jy al ooit gedink wat die implikasies daarvan is, as dit kom by ons geloof? Ons as Christene bely tog dat God onsienlik is. Dis wat die Bybel ons lees. Dis 'n paar gedeeltes, ek noem maar net een, Eksodus 33 vers 20 sê, vir my kan jy nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Daarom die vraag, wie van ons het al vir God gesien? Niemand nie, want almal van ons leef nog. God is in sy wese geestelik. Net so 'n bietjie 'n lusmaker vir vanaand se aanddiens ook. Alhoewel ons God nie kan sien nie, beteken dit nie dat ons nie die werk van God kan sien nie. Ek sê altyd dat ons kan nie die wind sien nie, maar ons kan die effek van die wind sien. As ons sien hoe die wind deur 'n boom waai en sy blare beweeg, dan getuig dit tog dat die wind bestaan, alhoewel jy nie die wind kan sien nie. So is dit ook met God. Maar geliefdes, dit is juis wat God ons vanoggend wil leer in hierdie gedeelte en uit Hebreërs 7 uit. Geloof is om nie te sien nie en steeds te glo en doen. Nou, ons het vanoggend hierdie bekende verhaal van Noag en die ark saam gelees en ek dink dis seker een van die top 5 bekendste Bybelverhale wat ons ken. Ons almal ken dit uit ons kop uit, ons het dit geleer as kinders en ons leer dit nog steeds vir ons kinders en as 'n mens die verhaal lees, dan kan 'n mens verstaan hoekom mense so baie van dit hou, hoekom dit so 'n aangrypende verhaal is, want dis eintlik iets wat belaglik is. Nou die begin van Genesis 6 verduidelik vir ons die konteks waarbinne hierdie verhaal afspeel. Ons sien in Genesis 3 met die sondeval waar alles eintlik begin skeefloop het, Adam en Eva het in sonde geval en van daar af is dit eintlik 'n afwaartse kurwe tot en met Jesus Christus weer gekom het. Die gedeelte sê vir ons dat daar was 'n geweldige morele verval gewees. Mense het verdorwe begin raak. Met ander woorde, sy hart het eintlik donker geword. Hy het nie meer 'n gevoel gehad nie. Hy kan nie meer die goedheid in die lewe raak sien en dit uitleef nie. Soveel so dat vers 5 sê dat die mens so verdorwe geraak het dat God berou gehad het. Dis wat die ou vertaling sê, dat God berou gehad het dat hy die mens geskep het. Here was spyt dat hy die mens gemaak het. Jy kan nie jouself indink hoe sleg dit moet gaan as God sê hy spyt uit die mens gemaak. Maar hierdie gedeelte vertel ons ook van 'n baie unieke mens met die naam Noag. Hoofstuk 6 sê vir ons dat Noag 'n regverdige man was in die eerste plek, anders as die mense van sy tyd. En ook in die tweede plek is hy iemand wat naby God geleef het. Hy het saam met God gewandel. In sy tyd en uur werklik 'n besonderse mens, 'n unieke mens. En hierdie unieke man word dan ook geroep om 'n baie unieke ding te doen. Hy word beveel deur die Here om 'n enorme ark te bou om homself en sy gesin te red van 'n groot vloed wat die Here oor die aarde gaan stuur om die onheil uit te roei. Gedeelte in Hebreërs sê dit vir ons so mooi, daar staan omdat Noag geglo het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor die dinge wat nog nie gesien kan word nie. Noag is gewaarsku oor dinge wat nog nie gesien kan word nie. En dit is eintlik die uitdaging van hierdie hele gedeelte, in hierdie hele waarskuwing wat hy ontvang het. Daar was nog geen teken van 'n vloed nie. Mens kan eintlik sê dat die Here het met hom gepraat en terwyl hy opkyk na die hemel, het die Here nie in 'n wolk of deur 'n wolk met hom gepraat nie.
is geen teken in die lig gewees dat dit wat die Here hier beloof eers so 'n bietjie van 'n werklikheid sal word nie. En net om dinge so 'n bietjie erger te maak, die tipe vloed wat die Here sou stuur, is ook iets wat nog nooit gebeur het nie. So dit is nie dat Noag dit eers kan vergelyk met iets in sy lewe om te sê dat, weet jy wat, daai was 'n baie, baie groot vloed gewees. Ek beter 'n ark bou dat ons oorleef nie. Nee, Noag het natuurlik self nog nooit so iets in sy lewe beleef nie. En om dinge net nog so bietjie erger te maak, verwag die Here van Noag om hierdie ark op droë grond te bou. Hierdie enorme boot, ver weg van enige water af. Dink jouself uit vir 'n oomblik hierdie prentjie in. Hier's hierdie ou man op 'n afgeleë plek, ver van water. Hy's besig om 'n bootbou projek aan te pak. Nou geliefdes, om dit so reguit te sê, die mense rondom hom is gedink het hy's mal. En ek dink as ons in daai tyd geleef het, sou ons hom ook vanselfsprekend gespot het daaroor. Maar dit is juis wat ons moet raak sien in hierdie gedeelte. Die opdrag om die ark te bou was 'n teken van die Here se genade. Net Noag en sy gesin sou immers gered word, natuurlik die diere ook. Maar te gelykertyd is dit ook 'n toets. Sou Noag bereid wees om die Here op sy woord te neem? Sou hy bereid wees om die ark te bou ten spyte daarvan dat hy nog nie kan sien dit wat die Here gesê het kom nie? Sou Noag, al kon hy nie sien nie, steeds glo en doen? En geliefdes, hy doen. Noag glo die Here, hy gehoorsaam hom, hy neem hom op sy woord en hy bou hierdie ark soos die Here hom beveel het. Inteendeel vers 22 sê dat hy dit gedoen presies soos wat die Here hom beveel het. Met ander woorde, in die uitvoering van sy taak is daar nie een plank wat uit plek uit is omdat Noag getwyfel het nie. Hy reageer gehoorsaam. Hebreërs 11 vers 7 sê hy het God eerbiedig gehoorsaam. Hy het vrees vir die Here, ontzag, nie bangheid, ek is bang die Here gaan my straf as ek dit nie doen nie. 'n Eerbiedige vrees. Hy wil die Here eer en daarom bou hy die ark. Maar nou kom ons ook uit by die goue vraag, né? Hoe het Noag geweet? Hoe is Noag oortuig dat hierdie vloed 'n werklikheid sal word? Wat het gemaak dat hy nie getwyfel het nie, maar gedoen het? Geliefdes, een woord alleen: geloof. Hebreërs 11 vers 7 sê, omdat Noag geglo het hy die Here eerbiedig gehoorsaam en het hy gedoen. Dis geloof wat op die einde van die dag vir Noag oortuig dat die vloed wat die Here sou stuur gaan plaasvind. Sy geloof het hierdie onsigbare vloed 'n realiteit gemaak, asof dit al klaar besig is om te gebeur. Geloof het hom oortuig dat die Here inderdaad, soos hy gesê het, ook 'n verbond met hom gesluit het. Dat die Here hom wil gebruik. Geloof het gemaak dat hy die spot van die mense rondom hom verdra het. Deur die geloof is Noag oortuig en uit sy geloof het hy ook opgetree. Hy glo en hy doen. En geliefdes, is die bou van 'n ark op droë grond, eintlik in 'n semi-woestyn area, nie die mees dramatiese demonstrasie van geloof nie. Hierdie man het werklik geglo. Al kon hy nog nie sien wat die Here
bedoel nie. Die gevolg is dat hy en sy gesin fisies gered is. Hulle is gespaar van verdrinking, wat almal anders getref het. En dis die punt wat die Here vanoggend vir ons wil leer. Geloof is om nie te sien nie, maar steeds te doen. Hoor hoe mooi stel Hebreërs 11 vers 1 dit. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Geloof gee ons sekerheid oor God. Sekerheid oor sy beloftes wat hy aan sy kinders gemaak het. Maar geloof stel ons ook in staat om oortuig te wees van die dinge wat ons nog nie kan sien nie. Dit stel ons in staat om 'n werklikheid te sien wat nog nie met ons sintuie waargeneem kan word nie. Dit stel ons in staat om die koninkryk van God te kan sien. Ek sê baie vir mense dat geloof begin daar waar logika ophou. Geloof begin daar waar die sienlike opraak. En geloof, geliefdes, doen presies dieselfde vir my en vir jou as wat dit vir Noag doen. Ons het ook beloftes ontvang oor dinge wat nog in die toekoms is. En tot dan, wanneer dit realiseer, moet ons gelowig leef. Ons moet doen, ons moet in vertroue voor die Here staan. Oortuig dat dit 'n werklikheid sal word. Soos in die begin gesê het ook, ons kan byvoorbeeld nie vir God sien nie. Ons sien byvoorbeeld nog nie die realisering van die belofte dat Jesus weer sal kom nie. Maar deur die geloof weet ons dat dit 'n werklikheid sal wees. Intussen moet ons doen. Deur die geloof optree en leef asof hierdie belofte van die Here alreeds 'n werklikheid is. Ons moet ons medegelowiges ondersteun in die geloof. Ons moet mekaar bemoedig, mekaar daarin versterk, mekaar vertroos met die beloftes van die Here. Ons moet vreemdelinge bystaan, ons moet in sy koninkryk en kerk werk. En net soos Noag, mag dit dalk ook wees dat die mense rondom ons spot. Hoe kan ons immers al hierdie goed doen as ons nog nooit eers vir God gesien het nie? Dis juist die punt van geloof. Geloof is om te doen, al sien jy nie. Dit is om soos Moses hier net bietjie later in Hebreërs 11 te volhard soos iemand wat die onsienlike God sien. Dis wat geloof is, om die heilige God van hemel en aarde op sy woord te vat. Maar geliefdes, ons kan nie hier amen sê nie. Christus is nog nie verkondig nie, die Heilige Gees is nog nie verkondig nie. En dis omdat die boodskap van hierdie gedeelte nog nie klaar is nie, want ons is iets bitter belangrik wat ons nie moet miskyk in hierdie gedeelte nie. Ons sien dit raak wanneer ons tussen die lyne lees. Ons sien dat in die bou van die ark, Noag se optrede vanuit geloof op grond van die Here se woord, en spyt daarvan dat hy dit nog nie kon sien nie, het hierdie daad te gelykertyd redding en ook veroordeling tot gevolg gehad. Aan die een kant het Noag se gehoorsaamheid aan die woord van die Here ingehou dat hy en sy gesin gered word. Hebreërs 11 vers 7 sê sy geloof het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Uitkoms van Noag se geloof is dat hy God se regverdigheid ontvang het, natuurlik deur genade, soos vers 8 sê. Maar aan die ander kant hou hierdie verhaal ook veroordeling vir die wêreld in.
Hebreërs 11 vers 7 sê sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld. Hoekom? Omdat mense nie geglo het. En gou sou mense wat die spot met Noag gedryf het agterkom. Hierdie man is nie so mal soos wat ons gedink het hy is nie. Maar toe is dit ongelukkig te laat. En is eintlik 'n vreemde ding, geliefdes, dat redding en veroordeling in presies dieselfde gereg bedien word. Maar dis ook nie die laaste keer in die Bybel dat so iets gebeur nie. Dis presies die geval gewees met ons Here Jesus Christus. Wanneer hy gepreek het, was daar altyd hierdie waterskeiding gewees. Skeiding tussen mense wat dit eerbiedig geglo het en tussen mense wat dit verwerp het. Beide het dieselfde woord gehoor, maar die reaksie van die mense word onderskei. Dit is in verlossing en oordeling, geloof en ongeloof. Ons hoor dit so duidelik in Johannes 3 vers 16, bekende vers. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En wat sê die woorde net daarna? Die wat in hom glo sal nie verlore gaan nie. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En daarom ten slotte, geliefdes, 'n eenvoudige vraag wat hierdie gedeelte vanoggend aan ons vra. So, hoe reageer ek op die woord van die Here? Hoor en gehoorsaam ons dit tot redding? Of hoor en ongehoorsaam ons dit tot veroordeling? En die skrif waarsku ons tog. Hy waarsku ons van die komende oordeel, die finale ewige oordeel wat sal aanbreek wanneer ons Here Jesus Christus op die wolke weer kom. Glo ons dit? Leef ons vanuit die geloof asof dit nou alreeds 'n realiteit is? Baie mense is oortuig dat daar is nie iets soos 'n God of 'n oordeelsdag nie. Maar eendag sal hulle dit ook sien. Al is dit te laat. Mag die Heilige Gees ons daarom in ons geloof lei om steeds te doen. Steeds gelowig op die Here se roepstem te reageer te midde van moeilike omstandighede, te midde van die spot van mense. Met die krag van die Heilige Gees sal ons volhard, al sien ons dit nog nie. Amen. Kom ons bid saam.